Hartlik welkom luisteraars wat nou ingeskakel is om saam met my te deel aan 'n Heilige Gees geïnspireerde Pinkster of Pentekost en in Hebreeuws Shavuot boodskap wat vir u gebring gaan word deur die jong pastoor en wording Zenay Dreyer. Zenay is woonagtig in Suid-Afrika, Gauteng en in die dorp hier aan Fontein. Welkom Zenay, mag Heilige Gees Ruach HaKodesh jou lei met die woorde, so spreek die Here. Luisteraars, ek open die boodskap met 'n Shavuot lied, geseën deur die bekende Joshua Aaron van Israel. Shalom from Jerusalem. Such an honor to get to worship with you right here from Jerusalem, from where the upper room is, the Last Supper. This is a traditional site, and I thought what better place to come to is right here where the Holy Spirit came down on Shavuot, on Pentecost. And I want to sing this song from Psalm 133. Hine matov, umanaim shevet achim gam yachad. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Hine matov, umanaim shevet achim gam yachad. Hine matov, umanaim shevet achim gam yachad. Hine matov, hine matov, lai 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 lai. Hine matov, hine matov, lai 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 lai. It's like precious oil flowing down the beard of Aaron, from the top of his head to the edge of his throat. Hine matov, umanayim shevet achim gam yachad. Hine matov, umanayim shevet achim gam yachad. It's like dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Zion, for there the Lord commanded blessing, life forevermore. Hine matov, umanayim shevet achim gam yachad. Hine matov, umanayim shevet achim gam yachad. Hine matov, lai 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 lai. Hine matov, lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Hine matov, behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. My tema van vanoggend se boodskap is Pinksterfees en die mens. Pinksterfees is wanneer ons almal vier die uitstorting/doping van die Heilige Gees op die 120 mense in die vertrek baie lank gelede. So dit is hoekom ons Pinksterfees vier. Daar's 'n verskil in die doop met water en die doop met die Heilige Gees. So die doop met water, die oomblik wanneer jy in die water ingaan, dan is dit die afsterwe van die ou mens, en as jy uit die water opkom, dan is dit die gebore van die nuwe mens, en dan die doping van die Heilige Gees gaan gepaard met die spreek van tale. Maar kom ons lees 'n bietjie die verhaal van die uitstorting
van die Heilige Gees. Ons lees dit in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot vers 8. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat homself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Die uitstorting en doping van die Heilige Gees is verskriklik belangrik. En ons so baie krag daarin. En wat daai tyd gebeur het, kan weer vandag gebeur. Jy kan dit ook beleef. Nou gaan jy my vra, hoekom? Waarom is dit belangrik? Waarom is dit so kragtig om deur die Heilige Gees gedoop te word en in tale te spreek? Die eerste punt is om nader aan God te kom. Wanneer jy spreek in tale, bid jy direk na God toe. En wanneer jy direk na hom toe bid, jy is nader aan hom. Jy het 'n bid dieper en 'n nouer band met hom. Die tweede punt is die spreek van tale is 'n direkte wapen, 'n kragtige wapen teen enige spiritual warfare. Dit is 'n wapen wat jy kan gebruik wanneer die duiwel sy planne met jou lewe wil in werking stel. Dit is 'n vuur wat in jou is, wat demone wat nader wil kom, laat weghardloop. Dit is 'n wapen wat jy het, wat enige depressie, enige situasie kan veg en jou daarvan kan red. Dit is 'n baie effektiewe wapen wat jy geestelik kan gebruik. Die derde punt is om sy naam te verheerlik. Want daai dag toe hulle almal so in die vertrek saam was en die Heilige Gees het op hulle uitgestort, het hulle in tale begin spreek en God verheerlik. En dit is hoekom ons dit ook doen, om hom te loof en te prys en dankie te sê vir alles wat hy gedoen het vir ons en die groot God wat hy is. Die vierde punt, hoekom dit wel belangrik is, die belangrikste punt van almal, hoekom het ons die Heilige Gees gekry? Want Jesus het ons lief. Hy het ons so lief en hy het geweet, ons het 'n helper nodig. Hy het geweet, ons gaan 'n trooster nodig hê. Hy het die Heilige Gees vir ons elkeen gestuur, om ons elke dag te lei, om ons te versterk in die tye wat ons dit nodig het, om altyd daar vir ons te wees. En net soos in daai tyd, toe die mense so by mekaar gekom het, en het onmoontlik was vir hulle om in ander tale te spreek, dis onmoontlik vir ons om nou in verskillende tale te spreek, as jy dit nie ken nie. Net so het ons die Heilige Gees gekry, om die onmoontlike moontlik te maak. Ons het die Gees gekry, vir die werk wat ons moet doen. Jesus het ons lief gehad en hierdie Gees vir ons gegee, want hy het geweet, hulle het hierdie helper nodig. En hulle het sy kenmerk en sy eienskappe nodig in hulle lewe. Hulle het iemand nodig wat Jesaja 45 vers 2 moontlik gemaak, en ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukken slaan. Jesus het ons lief. Daarom het hy sy Gees vir ons gegee, en ons moet 'n verlange hê om daai Gees dat ons oor ons uit te stort. En die mooiste van alles is, Jesus het dit gedoen en vir ons gegee, net soos ons is. Hy het dit gegee vir die sondaar wat moord gepleeg het. Hy maak dit moontlik vir enige iemand, maak nie saak wat jy gedoen het nie, want hy het jou liefde en
Hy sien jou waarde. Jy is baie belangrik vir hom. Dis hoekom hy die Gees vir jou gegee het. Jesus sien ons waarde raak, maar sien ons ander se waarde raak. My tema is Pinksterfees en die mens. Pinksterfees het ons afgehandel. Die volgende deel en die mens. Sien ons die waarde van mense raak. Die Gees wat ons ontvang, laat ons toe dat daai Gees ons verander. Laat ons toe dat hy ons hart verander, ons versag, ons denkwyse, ons sienswyse. Laat ons hom toe om ons te verander. Laat ons hom toe om die vrug van die Gees in ons lewens openbaar, dat ons daarby kan lewe. Laat ons toe dat sagmoedigheid, geduld, nederigheid, lankmoedigheid in ons harte groei. Of laat ons toe dat die kenmerke van die vlees, die duiwel, nog steeds in ons harte broei. Laat ons nog steeds toe dat die duiwel ons optredes beïnvloed. Optredes van mense met oordeel behandel. Mense sleg behandel net omdat hulle nie dieselfde dink as jy nie, dieselfde lyk as jy nie, dieselfde kleur is as jy nie. Speel ons nog steeds in die duiwel se kenmerke. En ek weet een ding baie duidelik vanoggend vir julle sê. Die duiwel haat jou. Hy sal alles doen om jou te sien breek, te sien brand. Nou hoekom het ons nog steeds 'n liefde vir hoe hy is as hy jou haat? Hoekom het ons steeds 'n liking in die manier van hoe hy dinge doen en mense behandel? Hoekom hou ons nog steeds daarvan om mense minderwaardig te behandel, hulle sleg te sê en minder te laat voel as wat hulle is? Hoekom lewe ons in die duiwelse sirkel as hy dan niks vir jou voel nie? Ons moet die waarde van mense raak sien. Ons moet die kans mense gee om 'n fout te maak. Die geleentheid vir mense bied om nou en dan die verkeerde ding te doen. En te besef dat die verkeerde goed wat mense doen, nie is oor hul nie, maar is 'n groot donker mag wat deur hulle werk. Die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die donker owerhede in die lig. En daarom moet ons steeds die waarde in 'n mens raak sien. En wanneer hy fout maak, net besef, weet jy, dis nie jy nie. Satan wyk uit daai man se lewe uit. Maar die waarde in jou sal ek altyd raak sien. 'n Getuienis wat ek vir julle wil gee, is nie eintlik 'n getuienis, eintlik 'n verhaal wat aansluit hierby, is die waarde van 'n mens. So 2 weke terug vat my pa my ongevalle toe. En ek lê in ongevalle en ek hoor 'n vrees, toe ons daar instap, toe sien ons eintlik 'n vrou met 'n babietjie en nog 'n vrou en 'n man. En ons sien ons in en uit ongevalle en ek gaan lê daar en ek hoor daar's 'n lawaai in die een deel van ongevalle. Is 'n klein vertrekkie, is nie groot nie. En ek hoor toe die spesifieke man, hy sukkel, hy is besig, of hy kry nie asem nie, of hy is heeltyd besig dan is die paramedics in, uit, die maas in en uit, vind toe naderhand uit, dis haar seun gewees. En na 'n hele ruk is hy toe okay, hy is bietjie kalmer, hy is bietjie rustiger, en so vat hulle hom uit. En ek sien op Facebook dat die spesifieke persoon was 'n 19-jarige seun. En ek sien dit wel oorgeplaas Laratong toe. En dis hele Facebook storie gewees. Almal het geld ingesamel vir hom en hy het bloeding op die brein gehad en die storie het toegegaan van hulle wou nie help by Laratong nie, hy word oorgeplaas Baragwana toe. En op die einde van die dag is hierdie 19-jarige seun dood. Mense is vreeslik hartseer en ons almal kan redeneer, ja, dit is die staat wat nie hulle deel gedoen het nie. As hy net in goeie hande was, sou hy gelewe het. Die dieper prentjie wat ek net wil skep is, sien ons die waarde van 'n mens raak. Hier lê ek en hierdie seun in dieselfde vertrek. Ek stap uit, hy doen nie. Sien jy die waarde raak van die mens wat langs jou sit? Want jy weet nie of hy nog gaan wees nie. Sien jy die waarde raak of beklei jy maar nog? Behandel jy iemand nog steeds sleg? Of kom jy tot op 'n punt waar jy sê, weet jy wat, ek is nou klaar beklei, ek is nou klaar sleg gesê, jy is dalk môre nie hier nie. Sien ons nog die waarde
van iemand raak, want môre is nie gewaarborg nie. Plant jy nog steeds liefde, gee jy nog steeds 'n drukkie, gee jy nog steeds 'n soentjie, want jy weet nie of daai persoon nog is. Jy sien jy nog steeds die waarde van jouself raak, dat jy die geleentheid om nog steeds uit te stap en te lewe. Sien jy die waarde raak dat jy is nog nie klaar nie. Daar's nog steeds 'n werk met jou. Dis nie jou tyd om te gaan nie. Jesus het die waarde van ons raak gesien. En hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. Die Heilige Gees wat ons na moet smag en verlang om oor ons te stort. Maar sien ons nog die waarde raak in 'n ander mens. En laat daai Gees in ons werk en die liefde uitstort na iemand anders. Die liefde, die respek, die aandag na ander uitstort. Die tema van vandag se boodskap, Pinksterfees en die mens. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך.